Ons sing die eerste en die 5de vers. U kan so bly sit, en dan begin ons daarna met die erediens. Prys die Here, lof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, lof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om Heer, lof die groot en troue Heer. God gee uitkoms en bevryding, hongeriges gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding en verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, hoor hy aan sy liefde red. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede, van God ons Vader, deur Jesus Christus die Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons prys die Here met Psalm 146, die eerste vers, wat baie van ons uit die kop uit ken. Kom ons sing solank ons lewe, maar ook nou, tot eer van God Almagtig. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme, vrolik toe by hand sy lof. En hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Ons gaan nou ons geloof bely volgens die 12 artikels, en nadat ons geloof bely het, sluit ons geloofsbelijdenis af met Psalm 146, die 2de en die 3de vers. En daar sê ons, moed op prinse nie vertrou nie, valse vertroue is vir 'n gelowige uit. Maar salig die wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, wat hulle vertroue op hierdie God alleen as hulle toeverlaat stel. Kom ons bely nou ons geloof, en elkeen sê in sy hart met my saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Moet op prinsen nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mens jou hoop nie bou nie, want as God al gees ontbind, keer hul na die aarde weer, en al raadslag stort neer. Zalig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder haat, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toe verlaat, en ook in die swartste nag, op die Heer alleen bly wag. Wanneer mense in die Nuwe Testament lees, in die bergpredikasie, dan begin dit met die 9 keer salig, of 9 keer geseënd, die saligsprekinge. En nou is die interessante, dat in Psalm 146, waar uit die skriflesing en die preek vanoggend kom, juis hierdie dinge raakvat. En ons wil graag as dankbaarheid en bekeringslied sing, Psalm 146, vers 5 tot 7. Hier word vertel van die verdruktes en die geboenes en die gevangenes en die blindes en die weduwees en die wese. En kom ons sing hoe God hulle help, maar ook hoe God deur ons hulle wil help. Ons gaan nou eers luister na die wet van die Here in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, of hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, of uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 6 dae, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag, in ons geval in die Nuwe Testament, die eerste dag, is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. En dan die 6 gebooie wat te doen het met ons verhouding tot ons naaste, en hoe ons God moet eer deur ons naaste lief te hê. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons antwoord nou as lied van bekering, dankbaarheid as verlostes, Psalm 146 vers 5, 6 en 7 en vra u self af, waar kan ek en jy mense wat op my pad kom, wat in nood is, help en lief hê? Dis die Heer wat aan die arme en sy druk laat reg geskied, wat uit liefde ryk erbarme, hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk, en al smart gedenk. Dis die Heer se mededoe, wat die blinde oog verlig, wie in stof lê neergeboe, word deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg, wandel in sy woord en weg. Dis die Heer wat vreemdelinge met 'n wakend oog aanskou, wie die wese twisgedinge met hul wese stande hou, maar sy arm hul steun en hoop, steun die bose en sy loop. Ons Vader, ons dank U vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees by U en by mekaar. Dankie dat U ons uitverkies het van ewigheid af, nog voordat ons verwek is, in die moederskoot was, voordat ons gebore is of hier op aarde geleef het, het U ons eerste lief gehad. Maar Here, daar het in die paradys groot fout gekom, toe Adam en Eva nie vir U geluister het nie, toe die sondeval gekom het. Die hele wêreld is in ellende gedompel. Daar was hartseer en daar was trane. En as gevolg daarvan is daar soveel ellende in die wêreld. Daar is haat, en daar is naaiwer, daar is selfsug, daar is onsedelikheid, ja, daar is goddeloosheid in die oortreffende trap. Vader, ons sien hierdie dinge elke dag. Ons sien hierdie dinge in ons eie lewe. Ons besef dat ons nie altyd doen wat U wil hê ons moet doen nie. Maar Here, daarvoor het Christus gekom en vir ons gesterf en uitgeroep is volbring, sodat al ons sondes afgewas kon word. En dankie dat ons vanmôre, voordat die wet afgekondig is in 10-fout, het ons gehoor hoe U nie net vir Israel uit Egipte uitgelei het nie, maar hoe U ons skoon gewas het deur die bloed van Christus. Ja, en U was ons ook skoon deur die werking van die Heilige Gees, die Gees van heiligmaking. U Gees maak ons weergebore. U Gees werk die bekering en werk die geloof, gee blydskap en dankbaarheid aan ons almal. Vader, ons is vanmôre hier by mekaar. En hier onder mekaar is daar van ons wat ernstig voorbidding nodig het. Mense wat by 'n oop graf gestaan het of in hierdie week by 'n oop graf sal staan. Mense wat in die hospitaal was. Ons dink aan ons ouers en ons kinders waar U vir hulle ook 'n vakansie gee om te rus,
Ons dink aan die onderwysers. Vader, ons bid vir Christelike onderwys in die skole. In al die skole, tuisonderrig, staatsonderrig en ook in die onafhanklike skole. Gee dat ons nog Bybel sal mag lees, dat ons tot lof van die naam sal sing, dat ons mag open met gebed en dat ons elke vak in die naam van Christus mag aanbied as onderwysers vir die kinders. Vader, ons dank U vir lidmate wat vertrek het, maar ons dank U ook vir lidmate wat weer aankom. Ons dank U vir lidmate wat verjaar. Ons dank U vir vreugdes en hartseer, dat U al hierdie dinge gebruik om ons in ons geloof nader aan U te trek en ons te verdiep in ons geloofsgroei. Ja, in 'n sekere sin is elkeen van ons nog soos 'n baba. Daar is sekere fasette van ons geloofslewe wat so min aandag kry, waarvan gebed die belangrikste is wat ons verwaarloos. Vader, ons bid vir elke lidmaat, elke huwelikspaar, elke gesin. Ons bid vir kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en agterkleinkinders. Ons bid vir almal in die ouetehuise. Ons bid vir die wat verswak is, die wat in die Alzheimer afdeling is. Here, almal van hulle wil net een ding hê, en dit is die liefde van ons Here Jesus Christus. In die besonder wil ons vir Pieter Erasmus en Linda en tannie Joey Du Plessis aan U opdra, waar hulle in 'n tyd van hartseer is. Troos hulle ook vanoggend met die evangelie van ons Here Jesus Christus. Seën ons verder in wat ons sal doen vandag, as ons terugry huis toe, as ons hierdie Sondag eer, U eer op hierdie Sondag, maar ook hierdie hele week, as ons tot U beskikking is, om goed te doen, en juist dit te doen wat in die oordeelsdag vir ons gevra sal word. Wat het jy gedoen vir die armes, vir die behoeftiges, vir die gevangenes, vir die weduwee en die wees, en almal wat geboe is? Ons dank U, Here, vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons vanoggend hier kan vind. Ja, vir die wêreld is dit dwaasheid om na 'n erediens te kom, om U te aanbid. Maar vir ons is dit die vreugde van ons hartspassie. Lei ons nou, lei U prediker ook, lei alle predikers oor die wêreld. Laat U naam geheilig word en U koninkryk kom, en U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde, om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons wil graag vanoggend vir U lees in 'n kort reeks oor die Halleluja bundel van die Psalmboek. Ons het 2 weke gelede begin met Psalm 145. In 'n sekere sin is Psalm 145 die voorportaal van die Halleluja psalms, maar van Psalm 146 af tot 150 begin die psalm in die Hebreëus met die woordjie Halleluja en eindig die psalm met die woordjie Halleluja. En ons wil graag in hierdie tweede opvolgpreek vir U Sondag 52 van die Katekismus ook verklaar. Nou in Sondag 52 staan daar, dit gaan oor die woorde, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou wat beteken hierdie woorde wat ek nou net vir U gesê het? Ons bid dit alles van U, omdat U as ons koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Met ander woorde, hierdie lofprysing, hierdie doxologie aan die einde van die Onse Vader gebed is eintlik die fundamentsteen van die hele Onse Vader gebed as volmaakte gebed. Maar
Ons is nie net op die aarde geplaas om God te verheerlik, te halleluja met alles wat ons doen nie, ook Sondag hier nie, maar ons is ook mense wat hoop het. Wat beteken die woord Amen? Amen wil sê, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Met ander woorde, in hierdie 6 preke, wat ons na die vakansie sal voortsit, wil ons graag vir u wys die woorde, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is die lewensfilosofie van 'n gelowige. Alles uit God, deur God en tot God. Kom ons lees nou uit Psalm 146 in die Bybel. Kom ons luister na die Here se stem. Prys die Here. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie. Nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes. En hy gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees, maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God, regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Ons teksverse is die eerste paar verse van hierdie Psalm en ook die 10de vers. Die eerste 2 verse, prys die Here of halleluja. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Van vers 10, die Here regeer vir altyd. Sion, dis Jerusalem, dis die kerk, dit is ons. Jou God regeer van geslag tot geslag. Halleluja, of prys die Here. Ons is besig met die afronding, geliefde broers en susters, van die Heidelbergse Katekismus, wat in Sondag 52 die punt sit agter die gebed. En nou is ons vir 'n paar preke, is ons besig met hierdie gevleelde woorde wat ons so goed ken, want die rede van alles, die rede vir ons bestaan, die rede van ons toekomsverwagting, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid is my alles. Want as ek God nie in my lewe het nie, as ek nie in hom glo nie, as ek nie vir hom lewe nie, hoekom lewe ek dan? Dan is my lewe 'n groot tydmors. Die lewe is alles behalwe reguit. 'n Spieelgladde see, maklik. Die lewe is nie eenvoudig nie. Ons lewe is so stukkend nadat die sondeval ingetree het. Dis vol hartseer. En daar is onbeperkte beproewinge. As ons al die beproewinge van 'n gemeente moet bymekaar sit, van alle mense bymekaar moet sit, alle gelowiges, dan sou ons nie genoeg plek het om dit ook te stoor nie. Gelowiges, u en ek as gelowiges vra. Ons worstel daagliks met onbeantwoorde vrae in ons huwelik, in ons gesin, in ons familie, in die gemeente, in Rustenburg en in die hele wêreld.
Maar as ons met God worstel, terwyl ons soveel onbeantwoorde en onopgeloste vrae in ons aardse lewe het, terwyl ons vergeet om dit aan God te bring wat gesê het, kom na my toe deur Jesus en ek sal vir julle rus gee, of bid en julle sal vrede kry, dan is ek besig om my hele doel as gelowige te mis. Ons mag nie vergeet om te bid nie. Nie in die môre nie, nie in die dag nie, nie in die middag en die aand nie, nie in as ek gaan slaap nie, en ons wil nie 'n optelsom maak van hoeveel keer ons moet bid nie, maar as ek daar op die plaas, op die trekker sit, of agter die bakkie se stuurwiel, of ek is besig om 'n preek voor te berei, of ek is besig om te eet, dan moet ek dit bidend doen, want God is by my betrokke, elke sekond van my lewe. Hoekom moet ek tot hom bid? Want ons is swak. En ek kan alleen sterk wees in my swakheid, as ek dit is in my gebedslewe. Baie keer dan is ons besig met iets wat ons nie die antwoord van het nie. En in ons radeloosheid, nie dit skietgebede die oplossing altyd is nie, maar skietgebede hoef nie verkeerd te wees nie, dan sê ek vir die Here, Here, ek kan nie, ek weet nie hoe nie, wat moet ek maak? En nog voor ek mooi my hande uit my hare gehaal het, het ek die antwoord, dan is hy daar. Ons waag nie genoeg, ons doen dit nie genoeg, om God te probeer en op die proef te stel, en kyk of hy ons gebede verhoor nie, want hy sal ons nooit teleurstel nie, al sê hy vir my nee. Ons kan enige tyd, elke sekond van ons lewe, kan ek met die Here praat. Agter die stuur wil ek my net nie my oë toemaak nie. Of ek gaan slaap, of ek eet, of wat ek ook al doen alles, sê 1 Korintiërs 10 vers 31 tot eer van God. Gaan met jou vrae, jou worstelinge, na hom toe. Sê Jakobus 1 vers 18, as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, en hy sal eenvoudig aan elkeen van julle gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Hy stel ons in staat om die dinge te aanvaar wat ons nie kan verander nie. Ek wil vir u vra, hoeveel dinge is daar in jou lewe en in my lewe wat ons niks aan kan doen nie? En nou staan ons en konsentreer daarop. Nee, dis tydmors. Gee dit vir die Here en maak vrede daarmee en fokus op die dinge wat verkeerd is in u en my lewe en maak dit reg. Sien u, hierdie woorde, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, dit moet my die murg in my pype wees. Dit moet die visie van my lewe wees. Daarvoor is ek deur God in 'n huwelik en 'n gesin en 'n gemeente en in 'n gemeenskap geplaas. Ons aardse bestaan is oefentyd. Dis oefentyd vir die ewigheid. Ja, as die ewigheid kom, gaan ons derentyd, ek weet nie mooi hoe dit gaan wees nie, ons sal eers daar moet kom om te ervaar hoe dit gaan wees, maar gaan ons derentyd met blydskap en dankbaarheid en sekerheid, sonder sonde, tot lof van God sing en bid en hom dien in alles wat ons doen. Maar die lewe loop dikwels skeef. En daarom is dit so belangrik dat ons die simfonieorkes hoor speel in die Halleluja bundel vir die tye wanneer ons platgeslaan word. Luister na hierdie Halleluja psalms. Want elke keer is daar 'n ander faset wat God vir ons belig. Ons het in die vorige preek vir u gesê dat God is
koning en hy moet elke sekond geprys word, want hy het 'n plan met my lewe van dat ek verwek is in die moederskoot, toe ek gebore is, dwars deur my lewe, tot op my laaste sekond en die begin van die ewige heerlikheid, het God 'n plan met ons. Hoor hoe pragtig besing Psalm 145 vers 13 tot 16 dit. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue. En u heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val. En hy rig almal op wat geknak is of wat neergeboe is, wat nie meer kan opkom nie. Die oë van almal wag op u. En u gee hulle die spys op die regte tyd. U maak die hand oop en versadig alles met welbehaag. Is dit nie aangrypend nie? Hemels mooi. Psalm 121 sê, ek slaan my oë op na die berge. Daarmee het ons begin. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp, jou hulp, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Niks gebeur per ongeluk nie. Niks gebeur toevallig nie. God laat alles wat gebeur, alles hy nie verantwoordelik vir al die verkeerde dinge wat gebeur nie, laat hy alles ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Kom ons wys net vir u wat ons in Psalm 146 soos mooi kan saam sing. Wat openbaar God in hierdie Psalm, hierdie Halleluja Psalm aan jou en aan my? As u na die Tosis beruiming gaan kyk in vers 1, 4 en 8, dan word die hart van hierdie Psalm vir ons, die passie van hierdie Psalm vir ons gegee. Hoor dit, u gaan dit ken, sê saam met my dit in die hart op, prys die Heer met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En omdat sy guns, sy genade my bied, sy goedheid aan my bied, altyd groot maak in my lied. Nou vers 4 sê, dis die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag. Die onkeerbare krag van God, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. En dan kom vers 8. Wie is die God wat ons prys? Wie is die God wat alles gemaak het en het nog onderhou? Dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, en nie net tot in wordende geslagte, tot die laaste mens nie, tot in ewigheid die Heer. Ekskuus tog. 2 woordjies verwoord vir ons die inhoud van hierdie Psalm. Ons het vir u in 'n vorige keer toe ons het hierdie preek gepreek het, 'n totaal ander preek, maar dieselfde boodskap, het ons gepraat van die dryfsandmense, die hulpeloses, die magteloses, die wanhopiges wat hier nie hulle kop bo die water van die lewe kan uitkry nie. En teenoor die hulpeloses staan die almagtige helper, die redder God. 2 woordjies, hulpeloos of wanhopig, helper en verlosser. En nou kom die psalmdigter en hy noem vir ons 10 voorbeelde om vir jou en vir my te sê, ons kan nie ons losmaak van ons eie ellende of van ander mense se ellende in hierdie wêreld nie. Ons is by alles
deur gebed en deur ons liefde betoon, ons dankbaarheid as verlossers betrokke. Hierdie 10 voorbeelde teken vir ons die stikkindheid, die hulpeloos en die wanhoopigheid van 'n wêreld sonder Christus. Dis die mense wat nie net in die dryfsand is nie, en daar uitgehaal moet word nie, maar is mense wat op hulle knieë is, wat met hulle rug teen die muur is, wat wag en roep in hulle wanhoop van verlorenheid. In die eerste plek word die verdruktes vir ons genoem. Hulle is hulpeloos omdat hulle rondgeslinger word deur mense wat mag het, wat hulle manipuleer, wat op hulle trap. Maar God doen aan die verdruktes en die verontregtes, die beliegdes en die besteeldes, doen hy reg, en uiteindelik sal God hulle op die nuwe aarde laat seëvier. Nie 'n enkele onreg en 'n enkele misdaad, enkele sonde sal ongestraf bly nie. Die tweede wat genoem word van die rug teen die muur mense, is die hongeriges, die werklooses, die bedelaars, die boemelaars, die mense sonder kos, die mense wat nie weet, hoe gaan hulle paemente van hulle huis of hulle voertuig, of gaan hulle polisse betaal nie. Ja, moenie net teen boemelaars vaskyk wat by die verkeerslig staan nie. Hulle is tussen ons. Hoe dikwels is 'n mens so met jou rug teen die muur, is jy so op die grond, dat 'n mens nie weet, hoe kom ek uit hierdie finansiële krisis nie? Snags lê mense as gevolg van broodsgebrek in hulle maage skree van die honger. Maar dit skree van meer as dit. Here, wat gaan ek doen? Wys vir my. En dan sê Psalm 146, hy gee aan die hongeriges brood. En ek en jy het daai brood dalk ontvang om vir iemand te gee. 'n brood kan geld wees, dit kan huisvesting wees, dit kan 'n voertuig wees. Spel dit uit, dis my daaglikse behoeftes. Hoe baie mense is daar wat nie kan snags slaap nie, omdat hulle nie weet, wat gaan hulle doen met môre se dagbreek nie. Hulle is so bang, nie net vir middernag nie, maar vir môreoggend as die son opkom, wat is daar, Here, wat ek met my lewe moet maak? Ek wil nie meer lewe nie, kan hulle vir ons sê. En dan kom hy in die derde plek by die gevangenes, die tronkvoëls. Stel jou in 'n tronkvoël se gevangene se voete, se skoene. Stel jou voor hoe moet dit wees om in 'n tronk te sit waar dit koud is, en waar jy alleen is, en waar jy 'n merkteken het, 'n skandvlek van 'n misdaad wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, as jy per ongeluk veroordeel is in 'n tronk beland. Want daar is sulke mense ook. Ja, vir daardie tronkmense voel dit of hulle nooit by die tronk gaan uitstap nie. Asof hulle nooit weer by hulle geliefdes gaan wees nie, nooit weer kan na erediens toe gaan nie. Of niks die skandvlek van hulle misdaad gaan afwas nie. En dan het hulle iemand nodig om hulle te vertel van die bloed van Christus, wat ons nie vlek nie, maar wat ons spierwit rein was, van die Heilige Gees. Hoor wat doen God vir die mense in die tronk. Vir die mense wat by die punt is om boedel oor te gee. Wat nie meer wil nie, wat nie meer kan nie. Wat iemand nodig het om hulle lief te hê. Hy maak die gevangenes los. Vir 'n gevangene is daar niks beter as om as hy hoor, hy gaan op parool, of hy kry ontslag uit die gevangenis op daardie spesifieke datum nie. Maar wat hierdie gedeelte vir ons wil sê, God is ons enigste hoop. En hy is die enigste een. Dit het Christus ook in Jesaja 61 gesê, hy het gekom om die gevangenes vry te maak. Dan is daar die blindes. Ons kan sê, dis die siekes.
Hoeveel siek mense is daar nie vanoggend in hierdie gemeente nie? Mense wat leef, maar terminaal siek is, kanker het, of 'n hartsiekte het, of wat dit ook al mag wees en vir 'n groot operasie moet gaan, maar kom ons bly by die blindes. Die blindes se lewe is nag, letterlik en figuurlik. Hulle lewe is gedeeltelik of lewenslang in duisternis gehul. Hulle wil so graag sien, maar hulle kan nie. Mense word deur siekte en blindheid uit die samelewing geïsoleer. Maar kyk wat doen God. God open die oë van die blindes. Hy maak siekes gesond. En hy het mag om te doen, ver bo wat ons bid of dink. Hoeveel van ons is nie al van die dood gered of van ernstige siekte gered nie? In die wintertyd wanneer ons so siek word, onthou ons ook om, nadat ons gevra het, Here, maak my gesond van hierdie griep of van hierdie longontsteking, om vir die Here dankie te sê. God is 'n God van wonderwerke. Hy is goed. Hy is lief vir ons. Hy is almagtig. Die 5de groep is die bedruktes. Dis die mense wat so krom getrek is. Deur hulle pyn of hulle siekte of hulle worsteling, hulle depressie, dat hulle niks lig meer sien nie. Hulle skouers is krom. En dan is dit nou nie soos wat Prediker 11 praat van 'n ou mens wat hom of haar soos 'n springkaan met moeite sal voortsleep met 'n afvlerk of 'n afbeen nie. Ja, ou mense is dikwels ook krom. Daar is soveel krommes in huisering, in die Alzheimer afdeling, in die verswakte afdeling. Maar dit gaan veral oor mense wat 'n uitsiglose, wanhoopige, visielose lewe het. Die Here het gesê, as jou oog reg is, sal jou hele liggaam reg wees. Ly jy aan depressie? Is die swart hond in jou lewe? Hulle praat van depressie, wat mense laat selfmoord pleeg, as die swart hond wat mense agtervolg. Is jy geneig tot depressie? Dan sê die Here vir ons, gee dit vir iemand wat nie depressie het nie. En wie is dit? Dis God. God ly nie aan depressie nie. Hy is die God van verlossing en hoop en van vrede en van sinvolheid. Ja, vir die kromgetrektes, die mense wat wil selfmoord pleeg, wat moedeloos is, wat voel hulle het nie meer 'n ander opsie nie, hulle wil nie meer lewe nie. Hy is die een wat in die donkerste donker die dag laat breek en hulle skouers laat optel en die lewe in die oë staar. En dan word gesê, die 6ste wat hier genoem word, is die regverdiges. Die Here het die regverdiges lief. Wie is dit? Ja, ons weet die regverdiges is die gelowiges. Dis ons wat uit dankbaarheid leef en doen wat die Here wil hê ons moet doen as kerk van Jesus Christus. Dit is die mense met 'n fyn besnaarde gewete, wat wind uitgeslaan word deur hulle eie sonde en hulle eie ongehoorsaamheid, of ander mense se sonde of ongehoorsaamheid, deur die onreg en die misdaad in die samelewing, die geweld. Maar dis die mense wat sê, dit maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Dit maak nie saak wat ander mense doen nie. Ek gee nie om wat ander mense doen nie. Ek gee net om wat God wil hê ek moet doen. En hoe sê Psalm 128 nie? Wie deur Gods vrees bewoë trou op die weg wil gaan. Hulle is mense, die regverdiges,
wat te midde van alles opkyk. Wat weet, ek kan nie 'n oplossing uittoer nie. Ja, ek moet my verantwoordelikheid nakom en ek moet doen wat ek kan, maar daar is iemand wat bo alles regeer, ook oor my lewe, en daar kan nie 'n haar van my kop val sonder sy wil nie. Dan die 7de groep wat vir ons genoem word, is die vreemdelinge. Ons het die afgelope tyd het ons ervaar hoe vreemdelinge, buitelanders gehaat is. Nou, die van u wat nou al die voorreg gehad het om in 'n vreemde land te kom, of in 'n vreemde dorp of stad, sal weet, as 'n mens in daai vreemde plek kom, dan is jy uit jou sekerhede. En dan is jy aangewese op die gasvryheid en die vriendelikheid van die mense van daardie land of dorp of stad. Sulke mense is uitgelewer aan die genade van ander. Hulle geniet weinig beskerming wat huisvesting of burgerregte betref. Hulle hele bestaan is gedompel in onsekerheid. Maar God sê, hy beskerm die uitlanders. Hy ontferm hom in sy gasvrye liefde oor mense wat in 'n onseker noodsituasie is. Met ander woorde, as ek in 'n vreemde land kom of in 'n vreemde omgewing kom, wat moet ek doen? Ek moet op God fokus, want hy beskerm my lewe. En dan word saamgenoem die weduwees en die weeskinders, die ouerloses. Weet jy hoe erg moet dit wees? Ons het almal, of meeste van ons, het 'n pa en 'n ma. Maar weet jy hoe 'n soeke moet dit wees, as iemand nie 'n pa en 'n ma het nie? Dis 'n identiteitlose, wanhopige soeke. En as daardie persoon die ouers vind, as hulle nog lewe, is dit vir hulle 'n wonderlike ervaring. Ja, weduwees en wese was mense wat magteloos, weerloos, afhanklik van ander was, uitgelewer aan ander was, wat ander in die oë moes kyk, met hulle sukkel bestaan, met hulle armoede. Hulle was dikwels die slegste van slegtes daaraan toe. Moedeloos. Hulle wil nie meer nie. Maar God ontferm hom juis oor hulle. Daar is genadebrood vir ons, maar veral vir hulle. En dan kom die Here en hy sê in die 10de plek, die Here maak die pad van die goddelose krom. Ja, die regverdiges lief, die gelowiges wat ly, wat op hom vertrou, wat bid. Maar die mense wat hom nie wil ken nie, wat hulle rug op hom keer, hulle byt in die stof. Eendag gaan die Here oor alle mense oordeel en veral oor die wat getrap het op die hulpeloses, wat hom as die helper van 'n mens se lewe nie geken het nie. Ons sluit af. Wat het dit alles te doen met ons Here Jesus Christus? Ons het in 'n vorige preek vir u gesê, en dit word vir ons beskrywe in Lukas 4, Jesus kom in die sinagoge, die erediens, die aanbiddingsplek van die Jode in Nasaret, daar waar hy groot geword het. En hy staan op in die erediens, en hulle bring vir hom 'n boekrol, die boekrol van Jesaja. En wat doen hy? Hy lees uit die boekrol van Jesaja. Hy kies Jesaja 61, vers 1 tot 4.
Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir die gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes in vryheid te stuur, en om die genadejaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boekrol toegemaak het hy gaan sit. En toe sê hy, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Jesus Christus het vir ons kom wys hoe magtig God was en is en altyd sal wees in sy magteloosheid aan die kruishout op Golgotha. Hy het Psalm 146, Jesaja 61, Lukas 4 tot by Openbaring 22 het hy vervul. Nou kan ek en jy as mense wat hoop het vir die hopeloses en vir myself as ek in 'n hopelose situasie van worsteling is, kan ons sê, Christus sit aan die regterhand van sy Vader. Hy het opgevaar na die hemel. Hy kom weer. Verstaan jy nou die woorde van die Tosius beruiming van Psalm 146 vers 3? Nou sê hy, salig hy of sy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, as hy niks meer het om voor te lewe nie, as niks meer oorbly nie, vlug tot God sy toeverlaat. En ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Halleluja! Amen! Loof die Here! Want ons het rede om hom te loof. Ons is in Christus verlos, op pad na die nuwe aarde toe. Maar ook amen. Daar is hoop. Daar is 'n toekoms. Daar is sekerheid. Ons het so baie rede om hom te prys. Want ons lewe is 'n lewe van genade en verantwoordelikheid en roepingsvervulling. Die toekoms lê vir ons oop. Ons sluit af met die slot van die Onse Vader gebed, want die rede van die hele gebed wat Jesus vir ons geleer het, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dis opvallend dat in Matteus 19 word daar vertel van die kindertjies wat deur hulle ouers na die Here toe gebring is. En net daarna van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het, maar toe Jesus vir hom sê hy moet sy rykdomme verkoop en vir die armes gee, toe draai hy om en stap weg. Here, U het ons begenadig met die verlossing in Christus, met die Heilige Gees. U het vir ons soveel genade en passies in ons hart gegee, sodat ons met passievolheid en vertroue op U kan leef. By die siekbed, by die sterfbed, by die geboortekamer, by die opvoeding van kinders, in alles wat ons doen, wil U ons lei om U te dien en te verheerlik. Here, laat ons lewe 'n gebed wees, want dan het ons begin om ons roeping te vervul. Maar gee dat ons nie by gebed sal stop nie. Dat ons aan al 9 hierdie mense wat U vir ons hier teken, dat ons aan hulle die evangelie sal bring. Nee, al 10, die wat nie na U wil luister nie, dat ons vir hulle sal bid, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou vir ouderling Gert Brog ontslag gee en ek vra dat broeder Gert net opstaan asseblief. Broeder Gert, dit is vir ons 'n voorreg na verskeie jare, baie jare wat jy en Katrien ook
saam met julle kinders, ook met lewende, toegewyde gelowiges, ook hier in ons midde was, waar julle ook einde Augustus ook uit die gemeente DV vertrek, bid ons dat die Here die werk wat jy ook gedoen het as ouderling ryklik sal seën. Hiermee wil ons in die naam van die Here vir jou ontslag toestaan. Baie dankie. Ons gee nou ons liefdegawes vir die diakens, sodat dit aan die behoeftiges uitgedeel kan word, en ons die diakens kan maar voortgaan. Ons gee nou geleentheid aan die ouderlinge en die diakens, wat nog nie by die deure is nie, om na die deure te beweeg. Ons sing nou ten slotte die hoofsaak van hierdie psalm, saam met vers 1, die 4de en die 8ste vers, waar ons sing dat God nooit verander nie, en dat hy ons hoop tot in ewigheid is. Kom ons sing dit dadelik saam, Psalm 146, die 4de en die 8ste vers. Dis die Heer wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Dis die God houe bondsgod van welheer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God der Heer, prys sy grootheid, loof die Heer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef uit hierdie troos voluit by die hulpeloses. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.